Môre almal. Wel net Kobus, dankie dat jy hier is by ons. Hy val sommer in by ons. Kyk, hy het hier groot geword, so ons mag hom terugsteel. So elke nou en dan. So lekker om julle daar agter te hê saam met ons. Jy vloei sommer weer saam met ons. Groot waardering. Werner en Molly is die naweek af. En Kobus het sommer net ingeval en ons gehelp by die klank vandag. En so baie dankie daarvoor. En sommer vir elkeen 'n dankie vir elkeen wat hier is. Dis lekker om saam te wees, lekker om die Here te aanbid. En ek was laasweek Woensdag tot Sondag net in Zambië gewees. Wonderlike terugvoer. Konferensie was in Lusaka gewees en die hele Zambië was daar. En wat vir my verblydend is, jy weet ons gaan nou al in van 2011 en Chris Perks wat al van 2004 ingaan in Zambië in. Die getuienis van hom wat nou lanklaas daar was, hy was mos vir 'n tyd in China gewees en hy kyk in die prentjie en hy sê, "Jo, iets het geskuif, iets het gegroei hierso in Zambië." En hulle het begin met baie klein onder 'n boom en ons het weer onder die boom gaan sit, massiewe boom. Dis waar Joseph Lelema sy eerste kerk geplant het en ons het weer onder daai boom gaan sit, maar dis nou massiewe boom, tente ensovoorts. Daar was seker 1000 mense wat hulle moes kos gee, slaapplek gee, toiletgeriewe, wasgeriewe. Dit was groot gewees. En almal was rustig, almal het geëet, almal het geslaap, almal het gedoen wat nodig was vir daai naweek. En so dit was so lekker om te sien hoe die Here die sade gebruik wat ons saai in Zambië. En Zambië is nou op pad om die 5de September konferensie in Malawi te doen. So hulle is op pad Malawi toe nou die 5de September en is vir my so mooi. Matteus 28 sê gaan maak disippels van nasies. En nou gaan 'n nasie weer 'n ander nasie disipel. So die Here is hard besig ook in Afrika. So verblydend. Daar was 'n span na Uganda toe gewees wat teruggekom het. En Chris was op rukkie terug in Burundi gewees. Jy weet, en ons is betrokke in Zimbabwe, Kenia. Jaco, julle ouens was in Kenia gewees. En so dis so mooi hoe Afrika besig is om oop te maak en homself te posisioneer om die evangelie te vat na die uithoeke van die aarde. En so ons is op die regte land, ons is op die regte vasteland. Wonderlik. Nou tot gister was ek besig met Psalm 119, maar ons is vandag in Genesis 22. So iemand hier of van julle het Genesis 22 nodig of het vandag se woorde nodig. Ek weet dit met my hele hart dat Genesis 22 is vir julle en vir ons baie spesifiek vandag. En ek wil hê dat soos wat ons gesing het ons van God gesing. Ons het van 'n onveranderlike God gesing. Ons het van God Jesus gesing wat ons cornerstone is. Hy is vas. Niks kan verander in hom nie. Hy is wie hy is. Ons omstandighede verander. Ons lewens verander. Ons dag tot dag verander. Maar ons kan onsself anker in wie hy is. En vandag, my gebed is dat hoop sal intree in jou prentjie in en jou sal help om geloof op te werk soos Abraham se geloof. Waar hy nog nie alles kon verstaan nie, maar hy was nog steeds gehoorsaam geweest. En net die woorde vir my vandag, die Here voorsien. So wil jy nie sommer self in jou eie hart vir jou sê vandag, in my situasie vandag, die Here voorsien. En die Here gaan voorsien, ongeag hoe die seisoen lyk. So vir elke boer, elke besigheidsman, my deklarasie is, vir hierdie seisoen, die Here voorsien, die Here gaan voorsien, want hy het in die verlede voorsien. En die mooiste voorbeeld wat ons vandag is tweeledig. Ek wil hê jy moet vir jou vat hierdie boodskap van Genesis 22, vat hom vir jou
persoonlik, maar kyk ook na die groter prentjie, dat God die Vader sy eie seun, want hierdie is 'n prentjie wat vorentoe kyk na die kruis. God die Vader, wat die wêreld so lief gehad het, was bereid om sy eie seun te gee, om aan die kruis te sterf vir alle sonde, vir my en vir jou. En so daar's 'n tweeledige prentjie, en daarom gaan ons nagmaal gebruik vanuit hierdie boodskap uit vanoggend. En so, kom ons lees Genesis 22, 1 tot 14. Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, en hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. En vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. En toe hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. En op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. En toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daar aanbid. Dan kom ons terug na julle toe. Hoor die woorde, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. En terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak vir sy pa, Pa? En Abraham antwoord, ja, my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? En Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. En daarna het hulle 2 saam verder gestap. En toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. En net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. En toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. En toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. En hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun. Dis belangrik. Hy het hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê op die berg van die Here word voorsien. Dink net, Abraham is 75 jaar oud en hy begin met 'n geloofstoets. Die skool van geloof. Julle elkeen en ek is in hierdie geloofskool. As jy 'n Christen is jy in 'n geloofskool. Dit is net so. En nou is Abraham 100. Dis nou al 25 jaar later. En hy's nog steeds in hierdie geloofskool. Ons is nooit te oud. Wie is die oudste hierso? Waar's Gert? Jy kruip weg. In die middel. My vrou wil nie vir Gert net hierdie chocolate gee nie, want hy is die oudste. Hy lê hier so niks doen nie. Daar's 'n KitKat, take a break. Dankie. Wat ry julle sweets of? Okay. Ons is nooit te oud vir nuwe uitdagings nie. As jy vir Gert ken, hy het al Vrydaande sommer hier ingeval saam met ons jeug. Hy het al saam met die jeug gaan bid in die dorp. Hy het al allerhande goed gedoen saam met ons. Hy is Woensdaande saam met ons. Hy is oralster saam met ons. Hy is by die mannegroep. As ons gaan bid op die berg is hy daar. En so nuwe uitdagings. Jy is nooit te oud vir nuwe uitdagings nie, nuwe gevegte nie, nuwe waarhede.
En wanneer ons ophou om te leer, dan stop ons om te groei. En dan stop jy eintlik om te leef. Dan sit jy maar net daar agteroor en wag. Ek weet nie waarvoor wag jy nie, maar jy wag vir beter dae. Maar so konstant is ons besig. Die Here is konstant besig om ons te skuif en op te gradeer na nuwe plekke toe. En so iemand se kommentaar sê die eerste 40 jaar van jou lewe gee die Here vir jou 'n teks, net iets om aan vas te hou. En die volgende 30 jaar voorsien hy die kommentaar van jou lewe. So, of vir ons in 98, die Here het net vir my een versie gegee, vir ons twee. En in die volgende jare het dit uitgewerk. En nou kan ons 'n boek skryf van die een versie wat die Here vir ons gegee het in 98. En hierdie die een stukkie, Habakuk 2 vers 4 in die 53 vertaling, die regverdige deur die geloof sal hy lewe. The just shall live by faith. Abraham, sy een teksvers, Genesis 12 vers 1, ek wil hom vir julle lees. Hy sê, now Yahweh said to Abraham, leave it all behind. Leave it all behind. Your native land, your people, your father's household. Los alles agter jou, alles. And go to the land that I will show you. Follow me. Follow me. And I will make you into a great nation. I will exceedingly bless and prosper you, and I will make you famous, so that you will be a tremendous source of blessing for others. Is dit nie wonderlik nie? Net een opdrag, net een, nie is 'n opdrag nie, is 'n uitnodiging eerstens. Genesis 12 begin met 'n uitnodiging. Die Here bring ons in sy planne in. En hy sê, kom stap saam met my, en dan begin die wandel van gehoorsaamheid. Is dit nie wonderlik nie, dat daar was nie eers 'n opdrag, dis net, los jou land, ek wil vir jou 'n nuwe plek wys, ek wil vir jou nuwe goed wys. En net op grond van hierdie een versie moes Abraham fisies wandel. En so die uitwerk van hierdie een ding wat die Here vir jou gee, was om te luister na God en om gehoorsaam te wees aan sy aanwysings, want hy hou aan vir jou aanwysings gee. Die Here het nie baie detail gegee vir Abraham nie. Hy het net vir hom gesê, ek wil vir jou na 'n land toe vat. I will show you. Maar die wys was die journey. En ons sê altyd vir mekaar in Zambië, daar is 'n destination, enjoy the journey, tot jy by die destination kom. En dan sal alles oopbreek vir jou. En so, dag op 'n slag, 'n tree op 'n slag, dis wat ons vir mekaar gesê het in Psalm 119 vers 105, sê die woord is 'n lig op jou pad, 'n lamp vir jou voete. En so net, jy kan net daai een tree sien, en jy moet daai een tree gee in gehoorsaamheid, sodat die res van die prentjie vir jou kan oopbreek. Met die opbou van 25 jaar van Abraham, Isak is gebore, sy belofte is vervul in Abraham, en hier kom hy voor sy grootste toets te staan, die toets van gehoorsaamheid. En hierdie wonderlike toets van gehoorsaamheid wys ook die prentjie van dit wat ons gesing het van Jesus, die kruis. Die plaasvervangende dood. Iemand het in ons plek gesterf. Daar was voorsiening vir 'n ram wat die offer sou wees vir 'n Abraham en 'n Isak. En die mooi prentjie van die kruis, daar is voorsiening vir ons vandag om vanuit die plek van die kruis te kan leef. So die Here voorsien. Uitroepteken. Nie 'n vraagteken nie. En so daar's so 5 eenvoudige instruksies wat ek wil hê jy moet oorweeg uit hierdie stukkie uit van Genesis 22. En die eerste ene is verwag toetse van God. Verwag dit. Verwag die toetse van God. Want vers 1 sê 'n ruk
na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel. Ek glo nie Abraham het regtig geweet hier kom 'n toets nie. Ek glo nie ons weet altyd hier's 'n toets op hande nie. En Abraham het deur 'n hele paar toetse gegaan. Sy familie wat hy moes los, die land wat hy moes los, sy huis wat hy moes los in Genesis 12. En net daarna toe kom daar 'n droogte. Toe moes hy Egipte toe gaan. Uiteindelik daai toets 'n bietjie gedop. En dan die Lot toets in Genesis 13 waar hy en Lot het net te veel vee en alles gehad en toe moes hulle kies en die Here sê vir Abraham laat hy kies. En Lot kies die beste deel. En Abraham settle met die ander deel wetende dat God is saam met hom. Ek sal settle met minder as ek weet God is saam met my. Ek wil nie die beste deel hê nie. Ek wil nie al die geld in die wêreld hê as dit sonder God is nie. Ek sal liewer met God met minder tevrede wees. En dan natuurlik die toets van sy besittings toe hy vir Lot moes gaan uitred en hy het 'n klomp besittings en die 10de wat hy aan Melchisedek gegee het in Genesis 14 sy vrygewigheid, dit wat hy gegee het. En die toets van onvrugbaarheid met Sara. Die toets van Ismael. Hy het eers die toets van Ismael gedop. Ons maak ons eie plannetjies. En ons moet oppas vir ons eie plannetjies. As ek terugkyk op ons journey, hoeveel Ismaels het ons my vrou? Daar's so 'n paar Ismaeltjies wat langs die pad lê. Waar ek ingegryp het, want die Here is vat te lank. Ons moet oppas om in te gryp waar ons moet wag en rustig wag en saam met die Here wandel totdat sy belofte tot vervulling kom. En op 'n stadium toe moes hy nou vir Ismael wegstuur. En God sê dis reg, ek sal selfs jou Ismael sal ek seën. En weer eens Abimelek toets, hy het by hom gaan bly en weer eens gesê sy vrou is sy suster. So daar's al hierdie toetse wat in ons lewe kom en deel vorm van die Here maak ons volwasse, hy groei ons, hy maak ons sterk. En elke keer is daar 'n upgrade. Elke keer bevestig die Here homself. Meer as 7 keer het die Here homself bevestig aan Abraham. Ek gaan jou groot nasie maak. Ek gaan jou groot nasie maak. Ek gaan jou 'n groot nasie maak. En so daar's konstante bevestigings in ons lewens rondom hierdie goed. En die wonder van 'n toets, dis nie 'n versoeking nie. Daar's 'n verskil tussen 'n toets en 'n versoeking. Versoeking kom van binne in ons eie begeertes uit en die vyand gebruik hierdie versoekinge om die slegte tentoon te stel. Dis wat die vyand wil doen. Hy wil al die slegte goed, soos die hoofpriester Josua, hy staan daarson, die vyand staan voor God en Josua, die hoofpriester, is vuil. En die vyand sê, God, wat gaan jy aan doen aan jou hoofpriester? Hy staan hierso met 'n kleed wat vuil is. En God sê, trek uit. Ek gee vir jou 'n nuwe, skoon kleed met 'n tolband. En so die vyand gebruik versoeking. Hy ken jou beter as wat ek myself kan ken die vyand my. Hy ken die woord net so goed soos ek. En so partymal is daar net 'n ou slageystertjie en ons is nou net mooi besig met 'n bite of Satan in ons selgroepe en ons trap gereeld maar in hierdie slageystertjie van die vyand en dan skielik kom al die gemors uit. En dit is wat versoeking doen. Satan bring die slegte uit. Maar die toetse van God bring die mooi, die goud wat hier lê, kom uit. Wanneer God ons toets. En wanneer God ons klaar getoets het, dan gee hy vir ons 'n upgrade van hier na daar. Daar's 'n verhoging, daar's meer wanneer ons getoets word in die Here. Wanneer die Satan versoeking voor ons deur neersit, dan wil hy ons trap in die grond in. En hy wil steel, hy wil verwoes, hy wil doodmaak. Maar in God, wanneer dit 'n Abraham is, wil hy hom vat na die vervulling van die belofte.
na 'n nuwe plek in hom. En elke toets vir elke Christen is uniek. Elkeen se is anderster. Moenie mekaar vergelyk waar jy is in die wedloop van hardloop nie. Moenie daar na hom te kyk nie, want hy's op 'n ander plek in sy journey. Miskien is hy in 'n winterseisoen, miskien is ek in 'n lenteseisoen, miskien in 'n herfsseisoen. Weet nie, miskien is ek in die woestyn. Maar daar waar jy is die regte plek waar God oor jou kyk en hy's besig om aan jou te werk met sy oog op jou gefestig. Hy sal jou nooit begewe nie, nooit verlaat wanneer hy jou deur 'n toets vat nie. Hy staan nie een kant en hy kry lekker omdat hy jou toets nie. Nee, sy toetsing bewerk groei, vrugbaarheid. Die snoeiproses bewerk vrugbaarheid in ons lewens. So nommer 2, fokus op die belofte, nie op die verduideliking nie. Fokus op die belofte. Vers 3 sê, vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap. Hy het nie vrae gevra nie. God het gesê, gaan offer jou seun, jou geliefde seun, die een wat jy liefhet. Dink net as daai vraag na jou toe kom vandag. Dink net as dit na my toe moes kom vandag. Ek sou 10 vrae wou vra. Hoekom, Here? Hoekom ek, Here? Maar Abraham het niks gesê nie. Hy het met God gewandel en hy dadelik was hy gehoorsaam gewees. En ongelukkig in die goeie tye word ons geloof nie getoets nie. Dis alleenlik as jy gym toe gaan en jy begin gewigte oefen en jy begin die 5 kg opsit of die 10 kg opsit, dan begin daar die ontwikkeling plaasvind van jou spiere. Baie van ons doen oefening by die huis en waar ons net sit en so daar's geen challenge op jou sit, miskien voor 'n TV of net sit nie. En baie van ons oefen en dan kom die challenge op jou spiere. So baie van hierdie goed kom na ons toe en baie van dit lyk onredelik, baie van die goed lyk onmoontlik. Ons was al in onmoontlike situasies gewees. As jy vir Josef sou kyk in die tronk, dis 'n onmoontlike situasie. As jy Moses sou vat voor die Rooi See, is 'n onmoontlike situasie. As jy Dawid sou vat in die grot, die belofte van koningskap, is 'n onmoontlike situasie. As jy na Jesus sou kyk op Golgotha, die les is dieselfde. Ons leef op grond van beloftes wat die Here vir ons gee, nie volgens verduidelikings nie. Jesus het nooit 'n vraag gevra na God toe, die Vader. Hy het gesê, Vader, nie my wil nie, maar u wil. En as ons op hierdie plek van oorgawe kan kom, waar ons kan settle, selfs in die plek waar ons nie verstaan nie, jy verstaan nie die omstandigheid nie, jy verstaan nie hoekom, en selfs om ons, die mense om ons kan nie regtig vir ons 'n antwoord gee, hoekom nou dit? Jy verstaan nie dit nie. So die Isak toets, 'n Abraham en 'n Sara wat baie lief was vir Isak. En so hier kom die toets. En op daai oomblik lyk dit asof die Here alles wil wegvat van 'n Abraham en 'n Sara. Dit lyk so op daai oomblik. Dis so moeilik om perspektief te hê as jy in die gat is. As ek vir Josef sou vra toe hy in die gat was, wat beleef jy hier? Hy sou nie kon sien daar waar hy tweede in bevel sou wees nie. Met Dawid in die grot, toe hy weghardloop van Saul, as hy vir hom iewers daar moes vra, sou hy heel moontlik vir gesê het, nee, alles is verby, alles is gone. Ons vraag, waarom Here? Waarom ek?
en ons soek verduidelikings. En so baie maal gaan die Here nie vir ons die verduideliking gee nie. Selfs in die woestyn met Israel, die manna wat hulle ontvang het, manna in Hebreërs beteken what is it? Die Here het nooit vir hulle die verduideliking gegee van wat is dit nie, maar hy het hulle dieper ingenooi in hom. Hulle moes sy karakter, hulle moes hom beleef, die een wat voorsien. Hulle het vasgekyk teen die manna, maar eintlik was hy die brood van die lewe. Hulle het vasgekyk teen die water van die fisiese, want hulle was dors. Maar hulle het nooit vir Jesus gesien in die rots, wat eintlik die lewende water was nie. En so, ons moet kyk in ons omstandigheid, ons moet deurkyk na, wat is God vir ons in daai, wat wil God vir my wys, openbaar op daai huidige oomblik? Wat het ek nodig? Ek het God se voorsiening nodig. En God openbaar hom in hierdie proses as die God wat voorsien. Nooit weer hoef Abraham te twyfel in wie God is nie. Hy is die God wat voorsien. Jehovah Jireh, hy is die God wat voorsien. En daarom kon hy sê, hierdie slawe, bly hierso, ons, ek en Isak, kom terug. Hy het dit in geloof gesê, hy het nie geweet wat gaan gebeur nie. En so, Abraham het God se woord gehoor en dit onmiddellik, sê vir jouself onmiddellik, gehoorsaam deur geloof. Ons kan nogal partymal dit uitrek. En ek het al genoem, sê delayed obedience is no obedience at all. As die Here vandag met jou praat, doen dit vandag. Ons het net vandag. En so, geloof berus op God se belofte. Daar's meer as 7000 beloftes in die woord. Ons lewe op grond van God se beloftes. Ons leef nie volgens die wet nie. Ons leef volgens God se beloftes. Ons is gehoorsaam aan sy belofte, aan sy stem, die Gees in my elke dag. En so Abraham het geglo en hom gehoorsaam toe hy nie geweet het waar nie. Hy het nie geweet wanneer nie. Hy het nie geweet hoe nie. En wanneer hy nie geweet het nie, hy het nie geweet waarom dit nie. Die Here het niks verduidelik nie. So hy het nog steeds God gehoorsaam in hierdie prentjie. En so vir elkeen van ons, ek weet ons bid saam met baie van julle rondom julle situasie. En baie maal is dit net, jy weet nie hoekom nie, jy weet nie wanneer nie, jy weet nie hoe nie, jy weet nie waar nie. Maar jy weet, daar's 'n belofte. Kry vir jouself daai belofte, wat sê die Here vir jou in jou situasie op daai oomblik. En so, die fokus is op die belofte, nie op die verduideliking nie. So nommer 3, vertrou op God se voorsiening. Vertrou op God se voorsiening. Hier van vers 6 af, hier gaan Abraham met Isak met die brandhout en die brandoffer. Hier is Isak en hy het alles in voorbereiding vir dit. En daar stap hulle. En iewers in dit sê die Here vir hom, moenie jou seun doodmaak nie. En toe is daar in vers 13 sê, toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Vers 14, toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. As jy in hierdie situasie kom, van 'n Abraham en 'n Isak, baie maal kan ons saam bid in jou situasie. Familie, vriende, geestelike familie, ons kan inbid in jou situasie in. Maar baie maal is dit jy en die Here in jou situasie. Ons kan nie dit vir jou doen nie. Jy moet content. Dawid op daai oomblik toe hy stoksiel alleen was in 1 Samuel 30 vers 6, toe almal hom wil doodmaak, selfs die mense om hom, sy army, sy bendelede. To say, then David strengthened himself in the Lord. Hy en God
En so baie maal kyk mense toe in jou journey, in jou proses en hulle kan nie eintlik iets doen nie. En dis partymal goed. Ons het al in Kokstad daar vir ons, moes ons al sy vrou sê vir hom, stop interfering with what the Holy Spirit is doing. Jy weet, jy wil ingryp, jy is emosioneel betrokke by daai situasie en daai omstandigheid in iemand se lewe. En dan sê die Here vir jou, staan terug. Ek is besig om te werk. Moenie jy die Heilige Gees word in die situasie vir iemand of hou aan bid. Ja, ons kan bid vir mekaar. Maar ek kan nie daai persoon word en ek kan nie hom help in daai omstandigheid nie. Hy moet vir God vind wie God is vir hom in sy situasie. En so baie maal is dit hierdie alleen. En wanneer hierdie situasie hopeloos voorkom, vra jouself af, is enigiets te moeilik vir die Here? Is enigiets te moeilik vir die Here? Vra vir jou die vraag af. En dan herinner jy jouself, ek is tot alles in staat deur God wat vir my die krag gee. So jy kan deur hierdie proses gaan. En so die waarhede rondom voorsiening. Waar voorsien die Here ons behoeftes? So in hierdie plek waar jy in vasgevang is in hierdie omstandigheid, wil die Here voorsien. In die plek van sy opdrag wil die Here voorsien. Hy gee vir jou opdrag en hy sal vir jou voorsien in die opdrag. Wees gehoorsaam. Wanneer voldoen God in ons behoeftes? Net wanneer ons die behoefte het. In die behoefte, hier sê God, gaan, doen dit, nou gaan jy en jy doen. En op daai oomblik, nie 'n minuut vroeër nie, nie 'n minuut later nie, gaan die Here voorsien vir jou proses. En vir hierso, hoe voorsien God? En partymal is dit redelik natuurlik. Hier was 'n skaapram wat daar was, wat vasgehak het in die bos. So partymal is dit net common sense voorsiening wat gebeur op jou pad kom met jou voorsiening op daai huidige oomblik. So dis nie uit die hemel uit iets val nie. Dis normaal in die verloop van jou lewe is daar die Here gebruik mense om jou en jy kry jou voorsiening op daai huidige oomblik. So dis vir hier was dit net wat was die voorsiening gewees? Dit was 'n skaapram gewees wat nodig was, wat die offer moes word op daai huidige oomblik. Waarom voorsien die Here in hierdie situasie? Wel op die einde van die dag het Abraham teruggekyk en God se naam was verheerlik gewees. In hierdie situasie van drukgang en proses in ons lewens, wys alles terug na God toe. As God vir jou deurkom, daar was weer 'n klomp getuienisse. Dankie vir julle getuienisse vanoggend. Dit stig ons, dit lig ons op, want dit bevestig weer wie is God in ons lewens. En God kry al die eer. As jy stil bly en jy gee nie jou getuienis nie, kry God nie die eer nie. Die hele doel van ons getuienisse is dat God die eer kry van ons getuienis. Dit is hy wat toetree tot ons omstandigheid. Dis hy wat vir ons uitkoms gee. Al die eer, al die lof, al die aanbidding, al die krag behoort aan hom. Jesus sê sy hele lewe in Johannes 17 sy finale gebed. Hy sê Vader, ek het U verheerlik op hierdie aarde. Sy hele lewe was gewees om die Vader te verheerlik. In elke tree, elke woord, elke bediening wat hy gedoen het, was om die Vader te verheerlik. Saam met die Gees. Die Gees sit altyd spotlight terug na Jesus toe, na die Vader toe. En so maak seker dat wat ook al jy doen en die goeie goed wat gebeur in jou lewe, dat al die eer altyd sal teruggaan na God toe. En dan kyk ons net na vandag rondom die nagmaal, dan sien ons verskeie waarhede oor die versoening in hierdie gebeurtenis. Ons sien iets hierso dieper as net 'n voorsiening vir Abraham self in sy journey. Ons sien iets van 'n skaapram wat voorsien is vir 'n offer. Isak lê daarso en die Here sê stop. Nie Isak nie. Maar daar was 'n skaapram wat voorsiening was vir die offer.
En dit laat my so dink, dis nie net 'n offer nie, dis iemand wat in die plek van Koenraad gesterf het. Dis plaasvervangend. En 2 Korintiërs 5:21 is vir my die mooiste voorbeeld van een versie in die Nuwe Testament, maar jy moet hom in die Afrikaans 53 gaan lees. Want hy, God die Vader, het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. So hier's ek is vol sonde, hier's Jesus, hy is 100% geen sonde nie, en hy sê, Jesus wat volmaak is, het sonde geword, en Koenraad wat sonde was, is nou, uit die gawe ontvang van geregtigheid. Ek is nou reg voor God. Righteousness, I'm right before God. My verhouding konteks met Vader is weer herstel deur die gawe wat ek ontvang het van Jesus. Want iemand moes die prys betaal en Jesus het fisies die prys betaal. En die wonder van hierdie prentjie is dat mense sê, hoekom moes Jesus sterf? Wel, daar was Vader het Jesus gestuur. En daar was soveel eenheid en liefde tussen die twee dat Jesus het gegaan vrywilliglik om die offer te wees vir ons almal. So die seun moes sterf. Maar in hierdie geval, in Isak se geval, het 'n plaasvervanger vir hom gesterf. Die ram het vir Isak gesterf. Maar vir ons, iemand moes sterf. En Johannes 1 vers 29 is so mooi toe Johannes die doper opkyk van die doopwater af. En hy sien vir Jesus. En hy sê vir Jesus, daar is die lam van God. Daai skaapram wat vorentoe kyk by die kruis, word Jesus, die oomblik toe hy sterf, word hy die lam van God, wat alle sonde vergewe, wat alle sonde verwyder. Dis nie meer in die ou bedeling, in die Ou Testament, in die ou verbond, die hoëpriester staan voor eenmal 'n jaar en hy kom met al Israel se sondes voor God. En God aanvaar sy offer en God bedek sonde vir 'n jaar lank. Elke jaar in, jaar uit word sonde bedek. Die oomblik toe Jesus die lam van God word, toe word sonde vergewe en sonde word weggevat. Dis 'n wonderlike prentjie. Die loon van die sonde, daai swaard is nie meer oor my nie. Die loon van die sonde is die dood. Maar die geskenk van geloof is die ewige lewe. So die oomblik as ek glo in Jesus Christus, ontvang ek die geskenk van die ewige lewe. Daai ding van dood as gevolg van sonde is nie meer oor my nie, as gevolg van die kruis. Ek is vergewe, ek is skoon gewas. Die gevolg van sonde is nie meer deel van my natuur nie. Kan ek sondig? Ja, dis 'n keuse. Maar as ek vasgevang in my sondige natuur, nie meer nie. Ek mag nie meer 'n verskoning maak en sê, ag ek het maar net weer gesondig nie, want ek het nee, jy het nie 'n sondige natuur nie. Jy's 'n splinternuwe skepping in God se hand. Die ou is verby en die nuwe is hier. En so ons mag nie hier in verskoning staan en sê ek het maar net weer gesondig nie. Nee. In my swakheid hier ontvang ek dit wat God my gegee. Dis die gawe van bekragtigende genade, empowering grace. Grace help my om nee te sê, ja te sê in elke omstandigheid en situasie. En so die seun Jesus Christus het die sonde las op hom gedra. Daai hout wat hy moes fisies dra, Isak het die hout opgedra na die berg toe. Dis die teken van Jesus wat die volle sonde las op hom gedra het. 1 Petrus 2 vers 24 sê, hy het selfs ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Dink net op een gegewe oomblik
het Jesus die ganse mensdom se sonde op hom gedra. Gister, vandag en môre. Dis toekomstige sonde ingesluit. Dis my sonde ook ingesluit. Want ek leef 2000 jaar na die kruis. Koenraad se sonde is voorbetaal. En Jesus het daai las van daai sonde op hom gedra. Daardeur is ons vir die sonde dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Ons kan gehoorsaam wees, want ons is nie meer vasgevang in sonde nie. Deur sy wonde is jy genees. Dis die voordeel van die kruis. Daar's 'n klomp voordele. Een van hulle is genesing. Ek kan vandag bid vir genesing, want Jesus se liggaam is gebreek. Deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Ons kan vir mekaar bid vandag, 2000 jaar later. En dan Jesaja 53 vers 6, in die ou vertaling 53, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Alle ongeregtigheid, alle sonde het op hom gekom. God die Vader het die straf op Jesus gesit. God se toorn is bevredig in Jesus op een gegewe oomblik. Van 12:00 tot 3:00 toe dit donker word, het God die Vader sy gesig weggedraai van sy eie seun en hy het alle sonde op hom gestraf. Dis 'n mooi prentjie. Is dit nie bemoedigend vir ons vandag dat Jesus dit vir ons gedoen het nie? En op 'n gegewe oomblik, eens en vir altyd, sê Hebreërs, daar's nie meer nodig vir diereoffers nie. Daar's nie meer nodig vir hierdie konstante offers van priesters in die ou bedeling nie. Nee, Jesus vandag is nou die hoëpriester. En hy sê in Hebreërs 4 vers 14 tot 16, ons kan enige tyd na hom toe hardloop. Hy sal ons bedien met sy barmhartigheid en sy genade. Dit wat ons nodig het vandag, ek kan enige oomblik, dag en nag, kan ek voor die hoëpriester gaan staan. Jesus Christus. Jesus help. Tot 'n sleutel. Tot skape. Tot voorsiening vir elkeen van ons. En die wonder van hierdie prys, sy dood, 3 dae later staan hy op uit die doodheid. Opstandingskrag. Dieselfde krag wat Jesus uit die doodheid opgewek het, is dieselfde krag wat in ons leef, sê Efesiërs 1. Ek het die voorreg vandag om kind van God te wees, en ek leef met opgestaane krag in my, Kratos krag. Daai selfde krag wat Jesus uit die doodheid opgewek het, dis aardbewingskrag. Toe Jesus opstaan, toe val almal om hom neer, soos dood. En hy het opgestaan uit die doodheid. So ek kan elke omstandigheid en situasie face. Ek hoef nie weg te hardloop nie. Ek kan oorwinning behaal. Ons is meer as oorwinnaars in elke omstandigheid en situasie, want Jesus het oorwin. Net op grond van die kruis. Ek leef vanuit oorwinning. Ek leef nie vir oorwinning nie. Ek leef vanuit die kruis. Vanuit die kruis is daar 100% voorsiening vir my, vir enige behoefte, vir alle behoeftes. Daar's nie een wat sê, ek wonder of Jesus vir my gesterf het vir my behoeftetjie wat ek vandag het. Nee, Jesus het hom gecover. Hy het gesê dit is volbring. Eens en vir altyd. En dan kyk ons vorentoe, en ons het dit nie gelees nie, vanaf vers 15 kan jy gaan lees. Die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep. Dis toe Abraham nou gehoorsaam was, en hy sê, dit is ek die Here. Hy sê, ek die Here. Ek lê eed af by myself, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak. Ek sal jou nageslag maak soos die sterre van die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyande in besit neem. Jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Dis die uitvloeisel van ons gehoorsaamheid. Die Here kom en hy sê, ek gaan jou seën. God self sê, ek gaan jou seën. Ek gaan voorsien.
So vandag, ek weet die Here is baie spesifiek met elkeen van ons besig. Hy's so diep besig in ons harte, in ons omstandigheid, en ons verstaan nie altyd hierdie goed nie. Abraham het ook nie verstaan nie. Maar daar's groter perspektief. Daar's God. Daar's die belofte. En ons is vasgevang in hierdie omstandigheid. Ek is hier, ek verstaan nie hierdie goed nie. Hoekom is ek bid en ek kry nie meer antwoord nie? Wel, Abraham het 25 jaar gewag. Daar was delays gewees, daar was contradiction gewees. Sy liggaam het teen hom gewerk. Hy was te oud om 'n kind op te wek. Ek gaan vir julle Romeine 4 lees. Dis die mooi prentjie aan hierdie kant. As ek Romeine kan kry. Hy vanaf vers 18, hy sê, toe daar geen hoop meer was nie. Miskien is daar iemand hooploos vandag hierso. Toe daar geen hoop was nie, het Abraham nog gehoop en geglo. En hy het so die vader geword van baie nasies. Vers 19, al was hy so wat 100 jaar en al het hy dis goed besef. Hy het geweet dat sy liggaam reeds gedaan was en dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. En dan vers 21. Hy was ook ten volle daarvan oortuig. Hy was ten volle oortuig. Hy was ten volle oortuig dat God mag het. Dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Mag jy vandag oortuig wees dat God mag het om vir jou te voorsien in jou omstandigheid vandag, al verstaan jy nie vandag nie. Daar's 'n groter prentjie. Daar's perspektief. En net so, 'n Josef in die tronk, volgende dag, tweede in bevel. God se voorsiening is altyd daar, op die regte tyd, op die regte plek. Ons taak, ons oë op hom te fokus, aan vas te hou in die belofte, en jou dag uit te leef, dag in, dag uit, wees getrou, wees diensbaar, hou aan doen wat jy doen. Long obedience beteken hou aan hardloop, hou aan in dieselfde rigting, jou oë fokus op die wenstreep. Hou aan, optranes, aftranes. Hou aan, doen wat jy doen. Die Here gaan insny, die Here se belofte gaan vervul word. Wees oortuig in jou hart vandag, in jou situasie. Hy gaan dit doen. Hy kan nie verander nie, sy karakter. As hy 'n God is van liefde, dan is hy 'n God van voorsiening. Jehovah Jireh, die God wat voorsien en voorsiening maak. Hy bewerk in jou situasie, bewerk hy in jou omstandigheid. Hy kom self in en hy sny in. En hy werk ten goeie, want hy is 'n goeie God. Hy kan nie verander nie. Hy kan nie verander nie. As jy miskien in 'n situasie is in hierdie proses, ons wil net saam met julle bid. Wil jy nie opstaan nie? En ons wil saam met jou bid en ons wil saam met jou content vir hierdie proses. Dat die Here vir jou sal bekragtig. En so vandag wil die Here jou bekragtig. Die Here wil jou hart vul met hoop en mag geloof weer vars opgewek word in jou hart, in jou omstandigheid. Dit lyk onmoontlik, maar die Here wil voorsien. As dit jy is vandag, hoe ook al klein of groot jou omstandigheid, en jy staan hierso en jy sê vandag wil ek 'n deklarasie maak van my omstandigheid. As dit jy is, staan op asseblief, ons wil saam met jou bid.
wil gou hê julle moet rondkyk. Is van die ander ouens wat sit, kan jy al net gaan asseblief en net hierdie mense net hande op lê. Jy hoef nie te veel vrae te vra nie. Lê net hande op en release net die God wat voorsien, die God van die onmoontlike. So gaan sommer net na almal om julle. Daar's nog iemand daar agter, Chris en Monica.